2 Samuel, hoofstuk 2. En Dawid het daarna vir die Here gevra, sal dit reg wees vir my om weer terug te trek na een van die stede van Juda? En die Here antwoord, ja, trek terug. Waarop Dawid vra, na watter stad moet ek trek? Hy antwoord toe, jy moet na Hebron toe trek. Toe het Dawid opgetrek na Hebron. Hy het ook sy 2 vroue, Ahinoam, wat van Jesreel afkomstig was, en Abigail, wat voorheen met Nabal en Karmel getroud was, saam met hom geneem. Al die manne van Dawid met hulle huisgesinne het ook opgetrek, en Dawid het hulle in die dorpe rondom Hebron laat woon. Daar het die stam van Juda bymekaar gekom en Dawid as koning oor hulle gesalf. Daar is ook aan Dawid vertel, die manne van Jabes, wat in Gilead geleë is, het Saul begrawe. Toe stuur Dawid boodskappers na Jabes in Gilead, om aan die manne daar te sê, mag julle geseën word deur die Here, omdat julle in trou en liefde julle Heer koning Saul begrawe het. Daarom mag die Here ook aan julle guns bewys, en vir dit wat julle gedoen het, sal ek julle persoonlik beloon. Manne, julle moet sterk wees en moed hou, want koning Saul is dood. Die stam van Juda het my as hulle koning gesalf. Die bevelvoerder van Saul se leer, Abner, die seun van Ner, het intussen vir Isboset, wat man van skande beteken, die seun van Saul, na Maganaim laat bring. Daar het hy hom koning oor Gilead, die Asuriete, Jesreel, Efraim, Benjamin, ja, die hele Israel gemaak. Op daardie stadium was Isboset, die seun van Saul, reeds 40 jaar oud, en vir 2 jaar het hy oor Israel regeer, behalwe Juda, wat agter Dawid gestaan het. Vir 7,5 jaar het Dawid in Hebron regeer as koning oor Juda. Daarvan Maganaim af het Abner, die seun van Ner, met die manne van Isboset na Gibeon getrek. Die manne van Dawid het onder leiding van Joab, die seun van Seruia, hulle tegemoet getrek en by die dam van Gibeon ontmoet. Die 2 groepe het aan weerskante van die dam gaan sit. Daarop sê Abner vir Joab, ek dink hierdie jong manne moet so 'n bietjie kragte meet. En Joab antwoord, nou toe, laat hulle begin. Daar is toe 12 man afgetel vir Isboset, die seun van Saul, en 12 man afgetel vir Dawid. Die een het egter die ander een aan die hare gegryp en sy swaard in die ander een se sy gesteek, terwyl die ander een dieselfde gedoen het, en so het hulle saam gesterf. Dit is die rede waarom daardie plek veld van Hasurim, wat 4 klippe beteken, genoem word. Dit was 'n harde geveg tussen die 2 groepe. Abner en sy manne van Israel is egter verslaan deur die manne van Dawid. Al 3 die seuns van Seruia was daar, Joab, Abisai en Asael. Asael was baie vlugvoetig, net soos 'n bokkie in die veld. Abner is deur Asael agterna gesit. Hy het nie links of regs van hom af weggedraai nie. Toe Abner na agter kyk, vra hy, Asael, is dit dalk jy? En Asael antwoord, ja, die einste ek. Toe sê Abner vir hom, jy moet liewer na links of na regs uitdraai en een van die ander jong manne takel en sy wapens afneem. Asael wou egter nie gehoor gee nie en het Abner bly volg. Weer het Abner hom gewaarsku, jy moet agter my pad gee. Dis nie nodig dat ek jou grond toe stuur nie. Ek sien jou broer Joab mos nooit weer in die oë kan kyk nie. Asael het geweier om agter Abner weg te draai. Abner het hom met die agterkant van sy spies in sy onderlyf gesteek. Die spies het agter by sy rug uitgekom. Asael is grond toe en het net daar gesterf. Daar waar Asael dood is, het die res van die manne tot stilstand gekom. Toe sit Joab en Abisai vir Abner agterna. Teen sononder was hulle al by die koppie Amma, wat in die rigting van Gibeon se woestyn, daar naby Giach lê. Die Benjaminite het 'n groot skare agter Abner gevorm. Daar op 'n koppie het hulle almal gestaan. Abner het na Joab uitgeroep, gaan die swaard dan vir altyd moet doodmaak? Dit gaan ons net bitterheid veroorsaak. Wanneer gaan jy vir jou manne sê om liewer om te draai en op te hou om hulle broers te jag? Toe antwoord Joab, so seker as wat God leef, ek verseker jou dat ons eers môre sou ophou om ons broers te jag, as jy nie nou gepraat het nie.
Daarna het Joab op die ramshoring geblaas en sy manne het opgehou om die Israeliete te agtervolg. Die geveg het opgehou. Daardie nag het Abner en sy manne deur die Araba, dit is die Jordaanvallei, getrek. Hulle is deur die Jordaan en het die volgende dag in Maganaim aangekom. Die agtervolging is deur Joab gestaak en hy het van Abner af weggedraai en sy manne bymekaar gemaak. Asael en nog 19 ander jong manne van Dawid is vermis. Aan die kant van Benjamin is daar egter 360 man van Abner deur Dawid se dienaars gedood. Asael is in Bethlehem in sy pa se graf begrawe. Abner en sy manne het deernag getrek om sodoende vroegdag teen dagbreek weer in Hebron te wees.